verjaarsdag aankondig, Tannie Baby, Barbie, ek sien Tannie sit daarso. Ek net gaan jy toe kom baie geluk met jou 80ste, as ek dit so kan noem. Dit gaan wees op die 24ste Desember. God ryk sy seën op dan aan jou. Ons verder gaan, kom ons sing maar net vir haar ook, laat Here die seker gaan vir die invul, en ek vra vir julle om tog net saam met my te sing, net. Laat Here die seker en dan het ons ook nie baie goeie nuus hierso nie. In rou, ons innige meegevoel en gebede aan die volgende lidmate met hulle families, met die afsterwe van hulle geliefdes. Marina Ferreira, haar moeder het afgesterf, ek dink dit was donderdag. JB, Barnard, broer. Let net daarop dat die volgende nuusbrief eers op die 11de Januarie weer beskikbaar sal wees. En dan voor ons begin hierso het ons spesiale welkom aan Dominee Karel van der Merwe. Ek wil nie sê hy's 'n ou, maar kom ons sê maar hy is 'n bekende hier by ons. Baie welkom Dominee. Vir jou ook vandag dat jy jou weg oopgesien het om vir ons die woord hier te bring, en ons sien werklik waar uit wat die Heilige Gees oor u hart gesit het om met ons te deel. En dan 'n spesiale welkom aan Dr. Wynand Fourie. Hy het gesê ek moenie sê dokter nie, maar welkom dan aan Wynand, wat dan vir ons die doop gaan doen. So welkom ook aan jou, en ons sien uit na die boodskap wat u ook dan vir ons sal bring. Oor na Dominee Karel. Kom nou, ons hy. Môre julle. Die tema van vandag is liefde. Hoe lyk liefde? Hoe lyk liefde? Wys gou vir mekaar hoe lyk liefde asseblief? Is dit nou klaar? Yes, dis nou maar effense liefde daai, hoor. Dis nou maar effe. Waarvan as julle 'n bietjie liefde bewys vir die mense voor julle en die mense agter julle ook? Wat sê julle daarvan? Probeer gou. Probeer so 'n bietjie. Dit lyk my dit gaan al beter. Nou weet ek nie, ek hoop ek is verkeerd, maar langs jou, dit was die eerste keer wat jy nou liefde bewys het. Langs jou het jou vrou of jou man of jou kinders gesit. Die tweede keer was aan vreemdelinge, en die tweede keer baie beter gegaan as met julle, toe julle vir mekaar hallo gesê het. Ek hoop nie dit gaan regtig so nie. Ek hoop nie so nie. So baie lekker om saam met julle vandag te wees. Dankie vir die uitnodiging julle. Is regtig vir my baie lekker om vanmôre saam met julle te kuier. En welkom dus in hierdie liefdesruimte vandag, soos dit daar geskrywe ook staan. Baie dankie dat julle gehoorsaam was om vanmôre julle plekkie binne hierdie liefdesruimte te kom volmaak. Baie dankie daarvoor. Julle sien die tema, liefde is 'n werkwoord. En julle sien die teks. Nou die teks behoort jy vers 16 al ten minste uit jou kop uit te ken. En dit bly altyd die uitdaging van 'n erediens om 'n ou bekende teks net weer 'n klein bietjie afgestof te laat voel vir ons. En daarom is ek bly dat julle gebid het ook vir hierdie byeenkoms.
En dat die Here vandag ons harte en ons koppe en ons ore en alles sal oopmaak, sodat ons sal hoor en doen wat die Here ook vandag vir ons gee. Nou ja, hierdie ouetjie, julle het gesê, wat moet ek doen hier om hom te laat loop? Moet ek hom opdruk? Wow, right, okay, ek sien, hy is toe. Hier vroeg in die maand het ek en my gesin ons jaarlikse Kerspartytjie vir die familie gehou. Ons doen dit nie meer op Kersdag nie, want ons het in 'n stadium besef dat Kersdag eerder stil en stemmig gevier moet word. Want in stilte word stories gebore. In stilte gebeur dit dat stories wat eintlik ons lewe vorm, dat sulke goed in stilte gebore word. As ek nou luister, wat ek nou gehoor het van Adrian en van Japie die afgelope week, met hulle aanrandings en goed, dan wonder ek altyd of ons mense nog, tussen al die gewoel en gewerskaf en gewere teen die kop en misdaad en al sulke goed, of ons nog iets van stiltes verstaan, ook in hierdie Kerstyd. Daar's hy. Tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament was daar 'n periode van 400 jaar stilte. Daar was 'n periode wat daar 400 jaar afwagting, stilte gebeur het. Daar was nie profete wat gepreek het nie, daar was nie goed wat neergeskryf is nie. Daar was stilte. Vir 400 jaar weet ons niks. Vir 400 jaar het daar 'n periode verloop waar stilte nodig was. Want dit is in die stiltes waar die verwagting ook gebeur, waar die verwagting ook gebore word. Dit is in die stiltes. Daar's nie Bybelboeke geskryf nie. Niks. Dit was stil. Jan Libbe skryf, effige wysig verkort, 80 jaar, 2 maande, 19 dae en 3 ure gelede, klim ons uit die tram, dig by die brug. Op een foto staan daar ook 'n tram, uitgebrand, in 'n gans verwoeste landskap vol puin en swart boomstamme, wat soos verskroeide vingers, stom en hemelwaarts wys. Op 'n ander foto, horlosie, waarvan die wysers vir altyd op 8:15 gaan staan het. Onderaan, teen die donker muur, August 6, 1945. Rondom die tram is daar ander verkeer wat stil verbygaan. Dit is 'n bewolkte dag en dadelik val die stilte my op. Onder die brug vloei die Montoyasu rivier, asof 'n swygsame herinnering aan 78.000 mense, wat daardie verskriklike maandag die verskiet is. Die halte waar ons tram stop is by die hoek van die gedenkterrein in die hart van Hiroshima. Ongeveer reg onder die punt waar die atoombom op 6 Augustus 1945 bo kan die stad ontplof het. 'n paar tree verder die Genbaku-koepel, waar al die werknemers daardie oggend op slag dood is. Nou hierdie gebou, Heiwa-Kanani Vredesmonument. Die hele gedenkterrein asem dit in vrede en 'n eerbiedige stilte. Net dit. 'n monument van ondenkbare stilte in die gewone maandagoggend verkeer in die strate. Amper soos by Elia op die berg Horeb. God is nie in die rukwind nie, nie in verbryselde rotse nie aardbewing of vuur nie, maar in die stilte en 'n wete dat God hier is.
En Elia het sy gesig met sy mantel bedek. Oorgawe. Teen Desember daardie jaar het bykans 140.000 mense, 1/3 van Hiroshima se inwoners, omgekom. Sadako Sasaki, 'n 2-jarige dogtertjie, het die slag oorleef. Sy is 10 jaar later oorlede aan leukemia. Volgens Japaneese legende sou jou wens vervul word as jy 1000 kraanvoëls uit papier gevou het. Sy het 1300 gevou met haar wens. Nooit weer 'n atoombom nie. Eers toe ek die inskripsie lees van die bronsfiguur, waar Sasaki haar arms na bo uitstrek en 'n kraanvoël vashou, het my oë wasig geword. En ek besef dis Saterdag 25 Oktober, Sasaki se sterfdatum 70 jaar van tevore in 1955. Daar hang 'n klok wat jy kan lui. Die klok lui en beier deur die stilte in my. Here, skenk ons vrede. Welkom o stille nag van vrede. Hoor jy hoe sag die klokke beier? Kyk, selfs die nagtelike soeie, so sing ons. En ek onthou die woord van die een vrou deur die tolk. Thank you that you came to us. And that you didn't ask whether I'm a Christian or a Buddhist, but that you shared God's love with us all. In die stilte van die busrit terug, bly haar woorde by my. In die soort stiltes, onverwags, ontmoet God die mens. Dan sien jy jouself skielik, soos hy jou sien. Word 'n voorneem gebore oor jou tussen ander, in 'n donker tyd soos nou. Daarom, as ons dan Woensdag aand of Donderdag aand stille nag sing, laat ons in vrede en in liefde bid, oral. Dit was die engelekoor se lied. Dit was Jesus se groet. Vrede vir julle.
400 jaar, toe word die stilte gebreek. Toe breek die lig deur die donkerte, in die vorm van 'n ster. En nog ander ook. En die 400 jaar van donker en van stilte word gebreek deur die geboorte van die ligdraer. Deur die geboorte deur die ene wat die lig vir die wêreld kom vorm het en wat die stilte breek. Die stilte kom breek op so 'n manier dat dit die wêreld verander het vandag. Nie net meer stilte nie, maar ook 'n getuienis wat Thomas van Assisi sê. Gaan leef dit in hierdie wêreld. Gaan vertel in hierdie wêreld van hierdie lig, van Jesus. En indien nodig, gebruik woorde. En is hierdie Jesus wat die lig kom bring, wat vanmôre ook vir jou wil kom sê. Wat vir jou ook wil kom in jou stiltes, in jou binnekamer, in jou eie hart se onstuimige stiltes. Ook vandag vir jou kom sê, genade vir jou. Vrede vir jou. En baie liefde van God ons Vader en Christus Jesus deur die Heilige Gees. En daarom is die stiltes gebreek, ook vandag. As die stiltes gebreek, en gaan ons sing 2 liedere wat sê die stiltes gebreek, die lig het deurgebreek in die donker. En let veral op na die 3de vers. Liefde, vrede, welbehaag. Dis wat hy vir ons kom gee. En ons gaan opstaan en ek gaan vir jou vanmôre 'n uitdagende vraag vra. Wys jou gesig. Vertel jou gesig 'n storie. Vertel jou gesig 'n storie of vertel jou gesig 'n storie. Kom ons sing hierdie wonderlike deurbraakliedere. Die stilte is gebreek. Mary,
toe die stilte breek, Here, toe daardie 400 jaar stilte waarin voorbereidings getref is, afwagting getref is, mense se lewens dalk verander het. Toe breek die stilte, die lig breek deur, ons het dit gesing, Here. En toe kom woon U by ons. Toe is U nie meer daar ver nie. Toe kom U en U kom maak by ons woning, blyplek, rusplek, ontdekkingsplek. En as vanuit ons woning met U, waar ons na hierdie kerkgebou stap of ry, en hierdie Jesus, wat ons kom vorm het in die stiltes, in die veilige ruimtes, waar ons vanmôre hierdie Jesus ontmoet, wat deurbreek. En by 'n laaste Sondag soos hierdie, voor Kersfees, by ons 4de Adventsondag, liefde, vrede, welbehaag kan beleef in 'n ruimte soos die. Baie dankie, Here, dat ons nie die stilte hoef te beleef van ver van U af nie. Dat ons nie nodig het om op en af te spring om U aandag te trek nie, en dat ons nie nodig het om te wonder, waar is U nie? Soos daar in die tuin van Eden, waar U vir Adam en Eva gevra het, waar is jy? Ons hoef nie te vra, waar is U nie? U is hier. En ons word vanmôre herinner aan U teenwoordigheid hier, U wat die God van liefde is, die God van liefde, vrede en welbehaag is, en U wat tot by ons gekom het, toe U die lig in 'n donker wêreld laat aanbreek het. Maar nou, Here, is dit mos so, dat in hierdie wêreld waarin ons leef, ons soms beleef, en wonder, en vra selfs, waar is U? Want wanneer hulle my kar vat, en wanneer hulle my aanrand, en my slaan, en pistool teen my kop hou, of wanneer hulle my huis onder my uitvat, omdat ek nie kan betaal nie, en wanneer ek my werk verloor, en wanneer ek in 'n hospitaal beland met 'n ongeneeslike siekte, en soveel ander. Laat ons in hierdie môre weet, U ontmoet ons. Nee, Here, U los nie altyd ons probleme vir ons op nie. Want dis ons groeitydperk in ons lewe. Maar U verander ons. U verander nie noodwendig die probleme nie, maar U verander ons. Dit is vir ons moeilik om te verander, Here. U weet dat dit vir ons moeilik is. Dit is vir ons regtig moeilik om anders te dink. En dit wat U woord vir ons sê, bedink die dinge daarbo. Want ons is geneig om dit te vergeet. Dit is vir ons moeilik, Here, om anders te dink as ons 30, 40, 50, 80 jaar dalk anders gedink het. Ons gee onsself oop. Ons gee onsself oor vir U en ons is oop vir wat U wil doen vanmôre met ons. Is vir ons oukei. Ons weet mos, vir U kinders, soos ouers, vir hulle kinders, gee U ook U beste. In Jesus se naam vra ons U seën. Amen. Die lig het deurgebreek. Die lig het deurgebreek, ons kon nou daaroor sing. Kom ons laat die lig van liefde deurbreek. Wie gaan vir ons die 4de kersie kom aansteek? Waar is die kinders? Hier is jou kans, kom steek vir ons 'n kers aan. Asseblief. Kom steek vir ons 'n kers aan, kom. Is daar nie een van julle nie? Alright, okay, kom ons kyk.
Kom ons kyk of ons dit kan regkry. Hier kom sy, my skattebol. Kom. Ek gaan nou vir jou laat jy nou. En hier kom so vraggies nog enetjie. Dis wonderlik dat julle hier is, man. Dis wonderlik. Kom. Waar is hy? Sy. Kom. Gaan jy vir ons kom aansteek. Weet jy hoe? Jy druk nou net daar. Alraai, ek sal vir jou druk. Daar gaan hy. Vat hom. Ek gaan hom daar vashou vir jou, hoor. Ek net so staan dat die gemeente kan sien. Jo, kyk nou wat het jy reg gekry. Mooi, hoor. Pas hy. Waar gaan julle nou heen? Waar gaan julle nou vir my wegloop? Mag julle maar net kans gee, man. Nou nie vir my wegloop nie. Ek het nou vir julle 'n persentjie gebring en nou weet ek nie. Lyk my die musiekspan het die persentjie gesteel uit my sak uit. Wat sê? En hoe sê mens? Dankie. As hy mooi. Nou waar het ek nou die remote is in my sak. Hier is hy. Reg, nou is ons reg. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. Nou ek sou nou eintlik baie graag vanmôre oor hierdie teks waar Moses die slang op die paal gesit het, so ek nou baie wou gesê het. Maar nou gaan ons tyd ons nie toelaat nie. Kort, 1 of 2 sinnetjies dat die slang op die paal gesit as die simbool van die ophou, die vrede wat gebring is en verwysende na die seun van die mens wat verhoog word. Deur in die Ou Testament al die heenwysing na Jesus wat vrede kom bring. Sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Gaan nou terugkom hierna. Wie aan hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. So terloops, julle wat nou die geskenkies, die lekkertjies gekry het, waar is julle twee nou? Kom sien ek julle nou nie. O, daar is dit hulle, mooi. Jy moenie jou papiere weggooi nie, nee. Wat doen 'n mens met jou papiertjie? Wat doen 'n mens met 'n papier? Gooi dit in die drom. En jy moet ook nie, ek sien jy sal weer stout. Jy kan nie jou lekkertjie eet voor jy nie maas en spinasie vanmiddag by die ete geëet het nie. Is dit alright? Moet nou nie vergeet nie, jy moet maas en spinasie en kool moet jy vanmiddag eet. Dis reg. Dan kan jy lekkertjie verder eet. Reg so. OK. Het julle gesien wat hier gebeur het hiervoor? Hulle het gekom, hulle het nie naaste by 'n lekkertjie verwag nie. Nie naaste my nie, ek moes hulle stop. Hulle het nie lekkertjie verwag nie. Hulle doodgewoon deur die lig aan te steek, die kers, is hulle gelok. Die lig lok mense. Jy sal ons nou weet, hier in hierdie land en area waar ons bly, ons koes almal vir die donker. Ons gesels net nou hier agter oor gemeentes wat nie meer soos in die ou dae aandienste het nie. Dit is net doodgewoon te gevaarlik. Die donkerte dryf ons weg. Die lig trek ons nader, die donkerte trek ons afstoot ons weg. Die lig wat sy aangesteek het, het daar doodgewoon gelok, gebring. En toe gebeur daar iets. Toe sy die liggie aansteek en die lig sien, toe gebeur daar iets. En ons almal se oogies is so groot oor hoe sy die liggie aansteek, die kersie aansteek. Want lig maak mense opgewonde. Lig maak mense bly en opgewonde. En hier lees ons in Johannes 3 vers 16, dat God se liefde, God het die wêreld so lief gehad, die donker wêreld,
lees maar die deeltjie net voor dit en verder. God het die wêreld so lief gehad. Ons hou nie eintlik van die donkerte nie, maar God hou van die donkerte. Want in die donkerte is daar mense vir wie hy kan lief hê. Hy het alle mense lief, maar in die donker is daar mense wat in die donkerte leef. Party van hulle lewe so 'n bietjie skemer, daar is so 'n bietjie donker en bietjie lig. Bietjie sonde en daarom 'n paar goeders wat reg is ter wille van my getuigskrif, is daar. Maar God kom en hy kom doen iets. En weet jy, hy het mense so lief, daar staan geskrywe, hy het die wêreld so lief gehad. Nie net mense, hy het die natuur lief gehad. Daai natuur wat so vol Suid-Afrikaanse blomme lê, blou en swart en plastiek en goeders. Hy het die wêreld ook lief gehad. En hy kom, en wat kom doen? Hy maak van liefde 'n werkwoord. Kyk bietjie of jy die werkwoord kan kry, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Werkwoord. God se liefde is nie maar net 'n paar mooi woorde nie. God se liefde vir ons is nie maar net 'n paar mooi woorde om te hoor nie. God se liefde vir ons het ook nie vasgesteek by 'n gevoel nie. God se liefde steek vas daar waar God jou en my in die oë kyk en sê, weet jy wat? Ek het ook my seun vir jou gegee. Hy het nie sy seun kom ruil nie. Daar staan gegee. Ruil beteken, ek gee vir jou iets en jy gee vir my iets. Ons kom ooreen, jy gee vir my 'n nuwe kar en ek gee vir jou 'n cheque. Ons kom ooreen, dis 'n ruiltransaksie. Dit wat ek gee, gee jy vir my terug in iets anders. God het nie sy liefde, sy seun kom ruil vir jou nie. En tog. Toe hierdie meisietjie na vore kom, en ek vra vir haar, wat sê mens? En sy sê dankie. Jy sien, God het nie 'n ruiltransaksie in gedagte nie. God het 'n geloofstransaksie in gedagte, 'n dankbaarheidsaksie. Daar staan, sodat die wat in hom glo. God wil jou nie kom ruil nie. Want ek en jy gaan in elk geval nie daarby kom nie. As hy sy seun vir ons gee, wat gaan ons nou ruil? Wat nou die moeite werd gaan wees vir sy seun? Hy vra van ons 'n geloofsaksie. Ek gee my seun vir jou in ruil, aanhalingstekens, as ons dit sou wou gebruik, in ruil vir die feit dat jy uit dankbaarheid jou lewe vir my gee. Dat doen ek. Ek dink baie keer is geloof. Nou soek ek 'n ander kind. Is hier nog 'n kind? Is hier nog 'n kind? Ek gaan jou omkoop. Waar is nog 'n kind? Nee. Man, sorry, hierdie lekkers nie aan 'n mibbe gemaak nie, dis ook nie te wil hê nie. Is daar iemand, enige kind? Daar sou, kom. O, hier is jy by my giftig, ek kyk so ver, ek gaan nou vir jou gee. Nee. Ek dink geloof werk iets soos hierdie. Sal jy vir my so teen my leun, maar jy moet jou voete stil hou. Jy moet jou voete doodstil hou. Jy mag jou voete roer nie. As jy jou voete roer, gaan ek so maak, okay? Right, leun teen my. Jy mag jou voete roer nie. Jy mag jou voete roer nie. Jy mag jou voete roer nie. Hey.
Jy mag nie jou voete roer nie. Okay. As ek nou so wegstaan, dan val hy. Geloof beteken om God volledig te vertrou en te weet my staan, my lewe, my hier wees is omdat ek teen God leun. Dat ek eintlik op 'n sekere sin nie meer op my eie voete kan staan nie. God het jou so lief gehad dat hy vir jou sê, hier is ek. Kom leun teen my vir die res van jou lewe. Dankie, nou is jy moeg, né? Dan sê hy, okay, staan net so vas. Kom leun teen my. En wat ruil hy vir jou? Weer ruil in aanhalingstekens. Hy ruil vir jou lewe vir die ewige lewe. Dis wat daar staan. Uit dankbaarheid gee hy vir jou, vat hy hierdie lewe en hy gee vir jou die ewige lewe. Dit begin by hom. Dit begin by God. Dit begin nie by my nie. En by die doop begin dit by God. Dit begin nie by my nie, want 'n klein babaatjie het niks om aan te bied nie. Dit begin by God. God kom gee sy liefde vir jou. Al kos dit sy seun. Dis nie maar net iets wat hy gee nie, hy gee sy alles. Hy gee sy seun vir jou. En hy kom sê vir jou, uit dankbaarheid gaan jy agterkom, jy het nodig om teen my te leun. Oorset syne as jy nog nie agtergekom het, dat jy nie nodig het om teen God te leun nie, en dat jy nie op jou eie voete kan staan nie, gaan lees maar Johannes 3 vers 16 nog so 'n paar stukkies, 'n paar keertjies vorentoe. Mag Kersfees vir jou hierdie jaar 'n feesfees waar jy in stilte teen God leun. En weet hy gaan jou reg ophou, al wil jou voete nie meer werk nie. Ons gaan nou in die doop in. Doop is God se sigbare teken van sy liefde vir mense, ongeag sy sigbare teken. Wynand, wat 'n voorreg om saam met jou vandag die eredienste kan waarneem, en vir jou wat die woord op hierdie manier gaan bedien vir ons. Baie dankie daarvoor. Mag die Here vir jou baie ryklik seën. Goeiemôre julle. Vir die wat my nie ken nie, ek is Wynand Fourie, gebore en getoe hierso in hierdie selfde dispatch. Was in Frans Conradie en toe in Daniel Pinaar, waar ek daai ou ontmoet het 'n hele paar jaar terug. En min het ek geweet dat hy met my niggie Amber uiteindelik die knoop sal deurhak. En hulle het vir Amarie, pragtige Amarie, jy al jou chocolate geëet. Ja. Klaar, opgeëet. En Kreer, wat onlangs gebore is. Kreer was baie siek toe hy gebore was. En so sit ons in Namibië, in Windhoek, waarheen ek en Bianca in 2009 verhuis het. En intussen 3 pragtige kinders die voorreg gehad het om daar te kan grootmaak. En so lees ons net die WhatsApps van hoe dit gaan. En ons is bekommerd, sê hallo ouma, En ons is bekommerd oor Kreer en ons bid saam en jy voel baie magteloos want dit is 2000 kilos ver en wat kan jy nou doen? Wat kan jy nou doen selfs as jy hier is en 'n kind wat pas gebore is so baie siek? So jy bid, want jy weet en jy vertrou dat die een wat volledig betroubaar is, die enigste een is wat iets kan doen. En so kan ons in verwondering die een WhatsApp na die ander lees en net hoor en sien hoe hy beter raak en hoe hy beter raak en hoe hy beter raak en hoe hy nou 'n bil is wat gesond kan leef. En vanoggend het ons die voorreg om hom te doop, om dit as teken te kan gee dat God hom gekies het, omdat mamma en pappa ook gekies is, omdat Amarie ook gekies is en hulle 'n lewe leef wat hom vertrou. So dis 'n heerlike spesiale voorreg om vanoggend saam te wees hier rondom. Ek wil graag die formulier lees vir die doop van die kinders van gelowige ouers.
God het in die Ou Testament al in ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament, waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dan nou 3 goed. Nommer 1, dat hy ons Vader is, wat ons lief het en vir ons sorg. Nommer 2, dat Jesus Christus ons verlosser is. En nommer 3, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, Kreer is ook hierby ingesluit, al verstaan hy nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. So dit is regtig nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Is ook nie net 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie, en dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Ou Kreer is lankal Kreer. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. As ons nou so luister na waaroor die doop gaan, dan vra ons dat julle as ouers net opreg op die volgende 3 vrae antwoord. So die gedagte is julle moet ja sê op hierdie 3 vrae. Ons het oor hierdie 3 vrae op Zoom gepraat terwyl ek in Windhoek was en hulle hier was. So hierdie is nie nuut nie. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing en beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Hoe antwoord julle hierop? Ja. Dan wil ons asseblief vra dat oupa vir Kreer sal inbring en dan kan ons hom doop. Elke kind is 'n wonderwerk. Soveel te meer is ons dankbaar dat hierdie ou hier is en gesond is. En mag ek sê, ma en pa ken net een resep, want Boetie en Sissie lyk presies dieselfde. Hallo Amarie, kom staan dan kyk jy as ek vir Boeta doop, kyk. Kreer Laveskag nie? Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie heerlike voorreg. Mens staan in verwondering oor die liefde en die versorging en oor die geskenk van lewe. Dankie dat ons in hierdie spesiale oomblik vir Kreer kan doop en dat die beloftes van u woord en van u liefde nie nou eers waar is in sy lewe nie, maar dat hy juis gedoop kan word omdat dit alles alreeds waar is. Hierdie water herinner dat hy skoon gewas is, dat hy uitgekies is deur u, dat hy deel is van u ewige familie. Dankie dat Jacques en Amber die voorreg het om hom te kan grootmaak vir u, om vir Amarie groot te maak vir u. Dankie vir 'n uitgebreide familie en vriendekring wat hulle ondersteun. Dankie vir 'n gemeente waar hulle kan tuis wees oor jare al en dat hulle u op hierdie manier kan dien. Ons bid vir seën en krag op hulle pad vorentoe, vir beskerming, vir geluk en vrede, vreugde en liefde.
Ons bid al hierdie dinge in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Die kerkraad sê dankie, met 'n kersie en 'n Bybeltjie en 'n doopseël. Sê geluk en dankie. Ons gee geleentheid daarvoor. Die familie gesien. Dankie julle. Kom ons, terwyl ons so sit. Die dankoffer, soos net nou gesê is, word by die deure ingesamel. So daar gaan nie nou dankoffers opgeneem word nie. Kan ek net van my kant af ook sê baie geluk. Dankie eerstens vir jou, Wynand. Baie dankie en baie geluk vir julle met die wonderlike dag. Ons onthou almal die geboortedag, ons geboortedag. Onthou ons almal. Hierdie is 'n soort van 'n geestelike geboortedag. En op die 21ste Desember, ek daag altyd mense uit, op jou eie geboortedag vir jou aardse lewe, dan nou jy partytjie. Ek hoop julle hou die 21ste Desember elke jaar 'n partytjie. Groot dag, groot dag. Seënwense vir julle, hoor. Reg, ek het gesê, dankoffer, ons slotlied, ons gaan staan as ons dit sing, God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen. Nou julle, hierdie lied is eintlik ons geloofsbelijdenis vandag, né? Ek het nie net nou 'n geloofsbelijdenis gedoen nie, hier is ons geloofsbelijdenis nou. Hier teen die einde van die diens, dan kom bely ons geloof, ons wy ons aan die Here toe, en ons sê, Here, dat U seun gestuur het, om vir my sondes te gaan sterf is. Onbeskryflik. Kom ons doen saam belydenis van geloof hier aan die einde van ons erediens. Hoeveel slapies oor Kersfees toe? 4? 5? Sondag, maandag, dinsdag, woensdag? 4? 4 slapies oor. Wil jy in hierdie 4 slapies daardie woorde laat waar word deur jou lewe nie? Mag sy seën al meer gestalte in my doen en late vind, want liefde is 'n werkwoord. Baie geseënde Kersfees vir julle almal. Ek het so 'n Vaalspes maas dat ek nou nie vir julle gaan sien weer voor Kersfees nie. So baie geseënde Kersfees aan julle, en mag hierdie Kersfees 'n tyd wees waarin die vreugde en die stilte by mekaar kom.
En die Here gee ook vir jou 'n Kerspresent. Sy seun gee vir jou. En sy seun kom gee vir jou nog 'n geskenk, genade, liefde en vrede. Van God ons Vader en Christus Jesus, deur die Heilige Gees. Amen.